Vriende, goeienaand. Nou sê ek het die koor al net so van vroeg af sien oefen hierso. So baie welkom vir julle. Julle is die Musica Amici Michi. Soos 'n vriende, né? Musiekvriende. Baie welkom ook vir julle. Ook elkeen van u wat ook gekom het vanaand na ons Lydensweek toe. Die van u wat later ook gaan luister na die uitsending op YouTube, baie welkom vir u. En dan die van u wat inskakel op die 107 FM in Teniqua of waar ook al, baie welkom ook vir u. En mag ons ook in hierdie tyd 'n besondere belewenis hê van die Here se teenwoordigheid. Waaroor gaan hierdie week? Hierdie week het ons in ons gemeente, vir die van julle wat nou gaste is hierso, besoekers, ons het maar die gebruik om in die laaste Lydingsweek, tyd voor Paasfees, so 'n bietjie na te dink oor die pad wat die Here Jesus gestap het. En hierdie jaar het ons 'n tema, 'n seisoen van genade. In die agtergrond net so vinnig, toe Jesus gekom het, het God se genade tyd aangebreek. En reg deur die Ou Testament hoor ons van daar kom 'n tyd. En toe Jesus op aarde gekom het, baie keer het hy gehoor, dan doen hy wonderwerke en dan sê hy vir die disippels, my tyd het nog nie gekom nie. En toe die tyd gekom. So ons leef in hierdie seisoen van genade wat aangebreek het. Vir jou en vir my en vir die wêreld, en vir die ganse kosmos. En ons gaan dit so 'n bietjie oordink in terme van die 4 seisoene en vanaand begin ons by winter. Want God se pad met die wêreld begin by winter. God se pad met jou, met my, begin in die winter. En ons gaan vanaand so 'n bietjie verder daaroor nadink. Ek gaan geleentheid gee vir die koor, 'n pragtige lied wees stil my siel tot God van Chris Lambrecht. Julle kan vorentoe kom. Baie dankie.
Here, vanaand is ons stil. Vanaand, Here, dink ons terug. Ons kyk terug en ons probeer die laaste voetstappe van u lydenspad op aarde nadink. Bedink, Here, wat beteken dit? Wat sê dit vir ons? Maar Here, ons kyk ook rondom ons en ons sien die hoop wat dit gebring het. En ons kyk vorentoe, 'n onbekende toekoms in. En ons weet, Here, dat ook dit wat u gelei het, nie nutteloos en doelloos was nie. Maar dat u iets gegee het, iets gebring het, wat geld en wat ons as belangrik beskou baie keer nie kan koop nie. Dat u hoop gebring het, 'n hoop wat omstandighede en gebeure in mense lewens nie kan uitdoof nie. Heilige Gees, dankie dat u hier is. Dankie dat ons ook vanaand mekaar kan herinner en dit wat u soveel keer gesê het. Ja, Here, daar waar u is, Here, daar is liefde. En Here, ons is in die teenwoordigheid vanaand. En so, Here, wil ons saam wees begin met hierdie wete, dat Here, ons hoef nie op te kyk na die berge en hulp te soek op hoë plekke nie. Want ons weet die een wat die hoë plekke gemaak het. Hy het mens geword. Hy is tussen ons. Hy het die stofstrate geloop en hy het in 'n kruis gesterf. Uit liefde. Ons dankie, Here, dat ons in die teenwoordigheid is. Amen. Terwyl ons so sit, gaan ons verder aanbiddingslied sing 278. Ons gaan hom 2 maal deursing. Vriende, vanaand gaan nie oor 'n preek nie. Dit gaan oor 'n belewenis. Dit gaan om die hartklop van God te hoor in 'n onstuimige wêreld. 'n Wêreld waar toeters blaas ewe skielik, waar jy 'n oproep net nou kry van iemand wat siek is. Waar jy hierso sit en jy sing lofsange, maar jou hart is nie hier nie. Of jou kop is nie hier nie. Wat gebeur by lydenstyd? Jesus Christus het gekom na die aarde toe in die wintertyd. En hier is 'n beeld van 'n droërangskikking om iets daarvan te illustreer. 'n wintertyd. 'n wintertyd gebore in die hart van die drie-enige God. Die Vader, Seun en Gees, 3 persone, maar een in wese. In die volheid van die tyd het God besluit dat sy Seun moes kom in die wintertyd. Dat die Seun van die Vader gebore is op aarde. Dat hy geminag is. Dat hy onregverdig behandel is. Dat hy wat alle mag gehad het, doelbewus op 'n keer gebuig het en voete gewas het. Dat hy toegelaat het dat mense hom aan 'n kruis spyker. Ek en jy beleef op hierdie stadium iets van die ander seisoene. Ons gaan môre aan praat oor die lente en die somer wat kom, donderdag oor die herfs. Maar dit begin by die winter. Dit begin by hartseer. Dit begin by 'n Vader, Seun en Gees wat uit liefde
vir die wêreld, vir die kosmos, homself gegee het. Kom ons sing 'n lied. 'n Lied wat verder ook ons aanbidding en ons bewussyn wakker maak. U het die brood gebreek, 253, vers 1 en 2. Ons gaan net daarna so 'n stukkie uit die woord lees en dan gaan 'n kans gee vir so 'n paar oomblikke van stilte te oordink. Kom ons sing hierdie lied ook sittende. Ek lees graag saam met u uit die lewende woord. Baie bekende vers, begin ek Johannes 3 vers 16 en ek gaan lees tot vers 21. Ek gaan dit 2 keer deurlees. Baie bekende woorde. En as ek klaar gelees het, dan gaan ek kans gee so vir 5 minute dat u so 'n bietjie nadink, dat u hoor, dat u beleef, dat u sien. Wat sê die Here ook vir jou? Wat sê die Here vir my? God sê baie. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar, sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom. En tog het die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad. Want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade aan die kaak gestel word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Ja, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar dat hulle ook die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig, en hy kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie in die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Liefde, lig, lewe, dood, skeiding, donker, waarheid, gehoorsaamheid.
Dis woorde wat gebore is in die winter. Woorde wat die potensiaal vir lewe in hulle het. 'n Lewe wat die gees omsluit. Maar dit begin op 'n daai donker plek. Paar oomblikke, gee so 5 minute, 4-5 minute. Laat dit stil word in jou gemoed. As jy lid van die koor is, vergeet net nou se lied, jy sal hom onthou. As jy dink aan jou kinders of kleinkinders dalk ver is en jy's nou bekommerd en iets pla jou, parkeer dit eenkant. Fokus op dit wat die Here jou geestesoog duidelik maak nou. En laat die Here ook deur sy gees ook met jou werk en met my werk. Paar oomblikke van oordeenking, van belewenis, van stilte. Ek gee geleentheid. Amen. Miskien was dit vir jou moeilik om stil te word. Wat het jy gehoor? Wat het jy beleef? Wat het jy ervaar? Ek het gehoor dat God die wêreld so lief gehad het. Dat hy sy seun gegee het. En interessant is, as jy die woordjie wêreld kyk, dan staan daar eintlik in die Grieks kosmos. Nie net die wêreld nie. Nie net my siel wat in die hemel moet uitkom nie, maar die plante en die diere, die aarde, die planete, die ruimte wat ons gaan deurkruis en hoop om deurkruis. Alles staan en val by Johannes 3 vers 16. God het die kosmos so lief gehad, dat hy sy seun gegee het. Dit is groot. Dit het in die winter gebeur. Ek het gehoor dat jy nie op die draad kan sit as dit by Jesus kom nie. Ek het gehoor dat hierdie winterverhaal stel jou voor 'n keuse. Jy kan nie opinie hê oor Jesus nie. Ek het gehoor dat die waarheid die vrees verdryf. In 'n wêreld waar mense in vrees lewe, waar ek van een dag se borrelpilletjies na die volgende moet gaan, waar ek BBC en CNN kyk en kyk watter kan die oorlog nou heen gaan, waar ek in vrees lewe, in vrees vir mense in my huis, in vrees omstandighede, het ek gehoor dat die waarheid alle vrees verdryf. En dat ek en jy met vrymoedigheid na die lig toe kan kom. Want die lig verdryf die donker. Maar die lig stel ook jou en my diepste agendas aan die kaak. Die lig is baie eerlik. Die lig sê, wie is jy? Regtig. Maar die lig sê ook wie God is. Regtig. Die God wat in die winter hier aangekom het. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het, sy enigste, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Mag dit jou en my belydenis wees. Die wat luister na die tyd ook na die uitsending, die wat luister op die radio, mag dit ons belydenis wees. As jy amen daarop sê, dan nooi ek jy uit, kom ons sing. Ons sing ook 'n belydenis. Ons sing die tweede vers 260 en ons kan staan. En as ons klaar is, dan kan u bly sit en dan kan die koor vorentoe kom en ook verder vir ons kom bedien. Kom ons staan, dan sing ons ook die belydenis. Ek glo
my vrygekoop verlos het, hom erken ek as my Heer. Here Jesus, U het in die winter gekom. Winter is koud. Winter is gestroop, skynbaar van lewe. Maar tog weet ons, Here, onder die droë takke en die blare wat lankal vergaan het, is daar lewe wat bruis. 'n Potensiaal tot lewe. 'n Lente wat naby is. 'n Somer wat voorhande is. 'n Herfs met sy mooi kleure. En Here, so dink ons met hartseer terug aan die pad wat U gestap het, gebore in 'n stal. Nie erken deur die kerk nie. Die koning, hy wil U doodmaak. U word 'n vlugteling in Egipte. En U bly in 'n eenvoudige, onbekende dorpie. Dis winter vir die seun van God. En tog het daar na die winter lewe gekom. Dankie, Here. Dankie vir die liefde. Dankie dat die lig die duisternis oorwin. Dankie dat ons wat hier is, kan terugkyk met dankbaarheid, met verwondering, dat die lig ook vir ons gekom het, dat daar ook hoop vir ons is, in 'n wêreld wat skynbaar nie hoop het nie. Ons prys U, en ons sê vir U dankie. Amen. Kom ons sluit af met 'n lied wat die eenheid van ons geloof, die goeie nuus ook onderstreep. Kom ons staan, dan sluit ons af met hierdie pragtige lied 532, die eerste en tweede vers. Amen.
Vader, wat sorg en sien, trek ons in Christus nader, om U te dien. Laat hier U Gees ons voorgaan, laat Hy ons lei, dat ons word gehoorsaam, ons aan U wy. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, en mag die liefde van God, en mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons wees en bly. Amen. Dit is so.